Ons teksgedeelte kom vandag uit Lukas 10 van vers 27. Daar was 'n wetgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra: "Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?" En Jesus sê toe vir hom: "Wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar?" En hy antwoord sê: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel, met al jou krag, met jou hele verstand, en jou naaste soos jouself." Jy het reg geantwoord, sê Jesus toe vir hom. "Doen dit en jy sal die lewe verkry." Die interaksie tussen Jesus en die wetsgeleerde herinner my aan die waarde en die krag wat daar altyd lê in eenvoud. Want ek is geneig om nie altyd die waarde en mooiheid van eenvoud raak te sien nie. Soos Jesus se reaksie op 'n strikvraag: Wees lief vir mense en vir God. Dis waaroor die lewe gaan. Die teoloog Karl Antonissen het 'n tydjie gelede 'n refleksie oor hierdie gedeelte geskryf wat hy lank gelede al moes leer, dat die geheim van woorde of beelde wat die hart aanraak en ontroer, meestal in stilte gebore word. Ook 'n bepaalde eenvoud bevat wat ons diepste gevoelens en worstelinge kan vertolk. Ek dink ons leef in 'n komplekse digitale wêreld waar ons oorweldig deur 'n oorvloed van dikwels ongekontroleerde inligting en kennis. Die gevaar loop om daagliks met versplinterde aandag en selfs verskeurde lewens te leef. Vir gelowiges dink ek beteken dit dat ons bewus moet wees van 'n veelheid van stemme en aansprake wat mense aandag so in beslag kan neem. So mag ons die weg van geloof, die weg van eenvoud, leer vertrou en omarm.